Hartlik welkom. Ons praat by hierdie geleentheid oor Nikodemus. Nou, Nikodemus, weet jy miskien, was 'n man wat in die geheim, in die donker, vir Jesus gaan opsoek het. Maar ons leer uit sy lewe en uit Jesus se gesprek met Nikodemus die wonderlikste waarhede. En ek wil vir jou dankie sê vir jou ondersteuning en vir elkeen wat hierdie bediening aan die gang hou, want sonder die donasies wat julle stuur, kan ons nie ons rekeninge betaal om op die lig te bly nie, en ons eer die Here vir julle getrouheid en vir julle gehoorsaamheid, en ons bid dat die Here, vir wie julle eintlik maar die geld gee, dat die Here self julle sal beloon. Dankie ook vir elkene wat vir ons bemoedig en wat waardering stuur. Dit is vir ons wonderlik om te sien hoe ons oral oor sien hoe die gees van die Here werk in mense se lewens verander. Dis ons gebed, as ons as gebedsgroep by mekaar kom, ja, dan bid ons vir al julle behoeftes wat julle vir ons stuur, maar ons bid bo alles dat die Here sy liefde sal laat stroom soos 'n breë rivier oor hierdie land en in die buiteland, want jy is baie welkom. Laat weet vir jou mense dat hulle kan Keerpunt luister en al die boodskappe wat hier uitgesaai word, kan hulle op YouTube gaan kyk. So, dis beskikbaar onder drukkie van 'n spybediening, maar waaroor ons nou so opgewonde is dat mense wat nie DStv het nie net op YouTube kan inskakel nie, maar hulle kan ook nou op hulle selfone SABC Plus Jeto TBN Jeto opvang. En hierdie app wat jy aflaai, kan maak dat jy nou enigtyd Keerpunt kan luister op jou selfoon. Ja, eintlik word dit uitgesaai op 'n Sondagoggend 6:30 en ook spesifiek op 'n Woensdag weer so 1:30. Nou, ek wil vir jou vra, dis 'n nuwe ding, dis 'n ongelooflike nuwe oop deur vir die evangelie. Vertel vir ander, stuur vir hulle gaan kyk bietjie, daar is 'n skakel ook, en laat weet vir ander. Ons sit dit op sosiale media ook, jy kan gerus kyk op Instagram en op Facebook en op X, sal ons hierdie inligting vir jou deurgee ook. Jy kan ook deel word van 'n program waar ons vir jou elke dag iets sal stuur, 'n gebed of een of ander teks wat jou gaan bemoedig. Laat weet ons net op die WhatsApp nommer net 'n kort boodskap. Ons nommer is 0791951586. Nou, as ek na Nikodemus in die Bybel kyk, dan besef ek, hier is 'n man wat iets in sy hart ervaar het. Hier het iets gebeur. Toe hy vir Jesus gehoor het, toe hy gehoor het wat ander van Jesus vertel, het hy net bewus geraak van hier's 'n leemte in my hart. Ek ken nie hierdie werking van die Gees. Ek ken nie hierdie wonderwerke nie. Ek belewe nie dat God 'n realiteit is nie. Ek het 'n klomp godsdienstigheid en 'n godsdienstige rituele wat ek doen, maar ek sien by Jesus is daar iets anders wat ek nie het nie. En ek wil baie graag vir jou 'n stukkie lees ook uit Johannes Evangelie se 3de hoofstuk, waar ons bietjie van hierdie ontmoeting tussen Jesus en Nikodemus leer en sien hoe dat hierdie honger en hierdie dors en hierdie soeke in sy hart deur Jesus hanteer is. Kom ek lees vir jou Johannes 3 vanaf vers 1. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort. En hy was lid van die Joodse Raad, die Sanhedrin. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afkom. U is 'n leermeester wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus toe vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word, wedergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie.
Nikodemus vra hom toe nou, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Ek dink, as ek aan Nikodemus se lewe kyk, dat hy 'n onrus in sy hart gehad het. Gewonder het, maar is ek op die regte pad? Sal ek hemel toe gaan? Is ek seker dat my verhouding met God reg is? Is my godsdiens reg? Is hier ergens nie 'n probleem nie? Ek twyfel dan soms. Ek is nie seker nie. Ek wonder wat van my sal word as ek sterwe. Sal ek hemel toe gaan? Sal ek God se koninkryk ingaan? En daarom dat hy na Jesus toe gegaan het. Hy wou by Jesus hoor oor hierdie onsekerheid. Hy het net besef, ek gaan nie meer uitstel hieroor nie. Ek gaan vir Jesus vra. Nou wil ek sê, dis seker die belangrikste vraag wat Nikodemus ooit oor duidelikheid kon kry. En dit lyk tog asof hierdie besoek sy hele lewe daarna verander het. Want ons sien hoe dat hy in Handelinge 7 lees ons in daai gedeelte verder aan dat hy opstaan vir Jesus, dat hy kant kies vir Jesus in die Sanhedrin waar hulle hom gehaat het en vir Jesus wou doodmaak. Ons sien ook aan die einde hoe dat hy vir sy begrafnis opgestaan het en vir Jesus se begrafnis onderneem het. Daar het blykbaar ook volgens Josefus 'n groot verandering in sy lewe gekom. Hy het blykbaar is ook uit die Sanhedrin uitgegooi, omdat hy natuurlik 'n Christen geword het. So, hierdie Christen sekte wat hulle wou vervolg en uitroei, Nikodemus het iets gesien van God. En hy het op die ou en deel geword van die Christendom en is uit hierdie Sanhedrin uitgewerp. Nou, wil ek vir jou sê, as 'n mens wonder, hoekom het hy nou in die nag gekom? Dan is dit maar die kernprobleem wat ons almal het. Die duiwel weet, trots is die ding wat hy gebruik om ons terug te hou. Ek is te trots, ek wil nou nie sê ek is onseker nie. Ek wil nie sê ek is 'n sondaar nie. Ek is te trots om te erken, ek het 'n fout gemaak. En dat ek twyfel, en dat ek wonder of ek hemel toe gaan. Nou wil ek vir jou sê, dis jou oomblik hierdie. Daardie nag was Nikodemus se oomblik. Maar is nie toevallig dat jy nou hier luister, en dat jy betrokke is hier waar die Here teenwoordig is, en dat jy daar voor jou skerm net van alles moet vergeet, en net vir Jesus raak sien, wat na jou toe kom en vir jou sê, het jy vrede, ek wil vir jou vrede gee. Is jy seker van jou vergifnis van jou sonde? Ek wil jou sekerheid gee dat jou sondes vergewe is. Ek wil vir jou die ewige lewe gee. Ek wil hê jy moet seker wees dat jy saam met my hier op aarde sal wees en vir ewig hierna. Ek wil vir jou die ewige lewe gee. Moenie uitstel nie. Dis die vyand se taktiek. Hy sal sê, nee, maar moenie nee sê as die Here na jou toe kom nie. Dis verkeerd. Sê net vir hom later, nie nou nie. Dis eintlik 'n manier van nee sê vir die Here. As iemand vir jou iets wil gee en jy sê nee, nie nou nie later, dan sê jy eintlik vir hom nee man, gaan, ek wil nie hê nou nie. Ek wil nie enigsins sê nie. Dit is nie vir my belangrik nie. Hoekom het hy in die nag gekom? Hy wou nie hê iemand moet hom sien na Jesus toe kom nie, want Jesus was die een wat hulle in die Sanhedrin wou doodmaak. En in die Sanhedrin was Jesus die groot vyand. Hoe kan ek nou na hom toe gaan? As hulle my dit sien, gooi hulle my uit die Sanhedrin uit. Gaan hulle nie meer met my wil praat nie. Gaan hulle begin agter my rug skinder. Gaan hulle my begin kwaadlik neem. My verhouding gaan daaronder ly. Daar gaan iets verkeerd loop. So, wat sien ek? Ek sien dat trots gemaak het, dat hy nie openlik na Jesus toe wou gaan nie. Ek sien dat trots gemaak het, dat hy in die donker na Jesus toe stap. Want jy sien, daar's nie straatligte nie, so jy kan lekker in die donker beweeg, en niemand sien jou, en niemand weet wie het is wat daar in die donker, daai figuur wat daar beweeg.
en wat daar na Jesus toe gaan nie. Maar sien jy die wonderlike is dat dit sou hom iets kos. Om na Jesus te kom gaan altyd iets kos. Maar Nikodemus was tog bereid om te gaan. En soos wat die geskiedenis later buite die Bybel omleer, het hy wel, is hy uit die Sanhedrin uitgewerp. Want jy sien om in die Sanhedrin 'n lid te wees, een van hierdie uitverkore 70 of 71 lede, dis almal het na jou opgesien, almal het jou geëer, almal het jou hoog geag. O, dit is so goed vir jou om daar te wees en deur ander geken en erken en gegroet te word. Oor die trots en die eer aansien. Dit hou mense weg van Jesus. Wat sou Nikodemus kon sê? Hoekom het hy gedink hy sal dalk tog hemel toe gaan? En dan is hy onder 'n wanindruk wat Jesus sê vir hom, Nikodemus, jy's baie godsdienstig en jy's baie vroom, maar ek wil vir jou sê, as jy nie weergebore word, dan sal jy nooit in die hemel kom nie. Nikodemus, om die waarheid sê, ek sê vir jou op 'n takvolle manier, as jy vanaand sterwe, gaan jy nie hemel toe nie. Jy gaan hel toe. Jy sal nie by my wees nie. Jy sal nie die ewige lewe hê nie. Nikodemus, nou is die tyd. Moenie langer uitstel nie. Ek wil jou kom waarsku met jou liefhet. Daarom sê Jesus vir hom die waarheid. Dit help nie jy bak mooi broodjies en sê, ag nee, want Nikodemus, jy seker ook goed en jy's in aansien, ek wil nou nie iets sê nie, jy sal seker hemel toe gaan. Nee, Jesus sê vir hom, Nikodemus, as jy vanaand sterwe, as jy nie hemel toe gaan nie, jy sal nie die koninkryk van God sien nie. Tensy jy weergebore word. Daar moet iets in jou hart gebeur. Jy het jouself van buite af 'n baie mooi mens gemaak. O, almal respekteer jou, almal sien hoe belangrik jy is. Almal sien jy's 'n fariseer, wat die wette nakom stiptelik. Jy lewe goed, jy lewe nie verkeerd nie, jy doen nie sonde nie, nie oënskynlik nie. Mense kan nie eenvoudig na jou wys nie. Jy's so 'n voorbeeldige mens. Maar Nikodemus, jy's dalk onder 'n wanindruk. Want wat sê God van jou? God sê, godsdienstige rituele en godsdienstige dade kan nie sonde uit jou hart vat nie. Kan jou nie skoonmaak van jou sonde, kan nie jou kleed reinig nie. Net die water van God kan jou reinig. Net die vergifnis van Jesus kan sonde wegvat. Nikodemus, jy kan baie godsdienstig wees, jy kan sinagoge bywoon elke Sabbatdag. Jy kan die skrifte leer, want jy's 'n rabbi. Jy leer ook vir ander. Jy ken die skrifte so goed, dat jy vir ander kan leer. Maar dit vat nie jou sonde weg nie. Jy's 'n gerespekteerde mens. Jy kan dink God hou van jou, want hy seën jou. Hy maak jou voorspoedig. Nikodemus was blykbaar baie ryk. As ons sien dat hy aan die einde, toe Jesus gesterf het vir sy begrafnis, het hy 50 liter balsam gebring. Dit was 'n ontsaglike duur gewees. Enigeen kon nie dit bekostig nie. Maar Nikodemus kon sê, maar ek is ryk. Ek is voorspoedig. God is aan my kant. Kyk hoe goed gaan dit met my. Ek kan oor niks kla nie. En dan sê Jesus vir hom, Nikodemus, geld en rykdom en besittings kan nie sonde uit jou hart vat nie. Kan nie jou hart skoon was nie. Jy kan nie nuut word deur al hierdie uiterlike dinge te verander nie. Want sien, Jesus sê, die fariseërs is soos wit gepleisterde grafte. Hulle het hierdie groot monumente wat hulle oor 'n lijk bou en dan verf hulle dit met kalkspier wit en dit blink in die son en almal kan van ver af sien. Kyk daar die besondere graf, dit was seker iemand baie belangrik. Kyk die groot grafsteen. Maar binne sê Jesus, sien ek, jy's geestelik dood. Dis net 'n lijk. Jy's geestelik mors dood en vol onreinheid. God sien die sonde raak. En hy weet dat al my godsdienstigheid, al my goeie werke, al my gee van my tiendes, gee van goeie almoses en dade vir mense, dit vat nie sonde weg nie. Net Jesus kan sonde wegvat. Dis wat Paulus ook geleer het. Hy het gesê, daar het 'n dag in 'n stadium in sy lewe gekom, dat hy besef, hy het al hierdie geestelike goed, en al hierdie godsdienstige goed,
Maar hy weet dat as Christus nie in sy lewe was nie, was hy geestelik dood en verlore. Luister 'n bietjie wat sê hy oor homself in Filippense 3. Ek lees hier vanaf vers 4. Tog, sê Paulus, sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny. Van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom, ter wille van Christus, het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Hy sê, weet jy, al hierdie goed wat ek kan doen en wat ek gedoen het om mense te beïndruk, is verwerplik. Die woord wat hy hier gebruik in die Grieks verwerplik is eintlik rubbish, is goed vir die asblik. Is goed wat, as jy nou weer in die asblik iets gooi, dan moet jy weet, dit is wat Paulus sê, al my dinge waarmee ek mense wou beïndruk, my godsdienstigheid, die feit dat ek so uit die stam van Benjamin kom en goeie agtergrond het, dat ek 'n egte Hebreër is, dat ek een van die uitverkorenes is, dat ek 'n Fariseer is wat geken word daardeur, dat ek al die wette van God stiptelik nakom, en ook nie net die 10 gebooie nie, maar ook die 613 verduidelikings van die 10 gebooie. Ek oortree nie wette nie, ek lewe goed, ek leef voorbeeldig. Dan sê hy, weet jy alles, besef ek kon nie my sonde wegvat nie. Paulus sê, op die ou end het ek net besef, dis rubbish. Hierdie goed kan nie my sonde wegvat nie. Christus alleen kon. Toe ek vir Jesus ontmoet het, het hy in my lewe gekom. Hy het my verlos van my sonde. Ja, ek was so trots daarop dat ek die uitverkorene is wat deur die Joodse raad en deur die leiers van die volk aangesê is, en die priesterhoofde, ek moet die Christendom uitroei. Ek moet die Christene vervolg. En hy sê, ek het gedink ek doen goed, en ek behaag God, maar ek was buite God se wil. Eers toe ek vir Jesus ontmoet het op die Damaskuspad, my lewe verander. Toe het ek begin insien, wat is reg, wat is verkeerd. Dit was so skille wat van my oë afgeval het, en ek het gesien, dat ek verlore is, dat ek 'n sondaar is, dat ek teen God is, dat ek mense wil behaag, en mense wil beïndruk, en belangrik in mense se oë wil wees, maar dat ek in my hart 'n sondaar is, en dat ek nie in die hemel sal ingaan met sonde nie. En dan lees ons dat hy sê, ek het alles verwerp, ek het alles neergelê om Christus nou as wins te verkry. Dis al wat tel. Wat het Jesus in jou lewe gedoen? Vra nie wat het jy gedoen alles nie, vra wat het Jesus in jou lewe gedoen? Het hy al in jou hart gekom en jou sonde weggevat? Het hy al daar kom woon deur sy Heilige Gees? Is jy nuut gebore uit die Gees van God? Nikodemus, weet jy lewe goed en jy lyk by mense aanvaarbaar, maar die vraag wat jy jou moet vra is God tevrede? Is my naam in God se boek geskryf? Of is dit skyn? Paulus waarsku. Hy sê vir Timoteus, jy moet pas op vir skynheiligheid. Jy moet pas op, daar's mense wat jy dink hulle gaan hemel toe, wat nooit in die hemel sal kom nie. In 2 Timoteus 3 vers 5 sê hy, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense. En jy sien, hy waarsku eintlik vir Timoteus, en hy sê, jy moet weet, daar's valse Christene, daar's dwaalleraars, daar's mense wat van buite af so goed lyk en so godsdienstigheid praat, maar hulle is nie wedergebore nie. Hulle is nie deur die Gees van God nuut gemaak nie.
Hulle het hulle self mooi gemaak en aanvaarbaar gemaak en jy sal dink hulle is belangrik in mense se oë. Maar wat sê God? Jy moet in God se oë reg wees. En daarom moenie skyn heilig wees nie. Al die goeie dinge wat jy gedoen het, Nikodemus, al die goeie goed wat jy vir mense beteken het, tel niks, dit vat nie jou sonde weg nie. Weet jy wat is die ellende, dat 'n mens nie met een sonde in die hemel kan ingaan nie. Dis die hartseer. Een sonde gaan jou uit die hemel uithou. As dit nie van jou weggevat en vergewe en gereinig is nie. Ek onthou eendag op die lughawe, was daar 'n man met 'n verskriklike mooi netjiese baard, en toe hy wou deurgaan, toe gaan die alarms af, en hulle keer hom voor, en hulle ondersoek hom, en hulle kry in sy sak 'n skertjie, 'n pragtige, fyn, skerp, klein skertjie. Hulle sê, meneer, jy kan nie deurgaan nie. Hy sê, maar ek gaan nie my skertjie afgee nie. Hierdie skertjie is my die belangrikste ding in my lewe, ek gaan nie hom afgee nie. Hy draai toe om, wat hy gaan doen, dit weet ek nie. Maar ek weet net, dat dit was een klein dingetjie gewees, wat verhoed het, dat hy op die vlug was. Dat hy op die vliegtuig beland het. Hy kon nie gaan nie. Hy het die reis gemis. Hy het 'n ander plan gemaak, maar hy nie kon deurgaan, oor een sondetjie. Dis die ellende. En Jesus het vir sy volgelinge verduidelik, julle dink, julle is nie groot sondaars nie, want julle sê, ek het nog nie egbreek gepleeg nie. Jesus sê, hy wat na 'n vrou kyk om te begeer, wat hier in sy gedagtes, pornografie vertroetel en verkeerde goed toelaat, het reeds voor God egbreek gepleeg. Het reeds. God sien wat jy in jou gedagtes doen. En dis waar het begin, want het is in die gedagte dat 'n daad en 'n woord en 'n egbreek ontwikkel. Selfs met moord sê hy, sê, daai klein sondetjie waarmee jy dink jy kan deur die douane gaan, deur die hemelpoorte gaan. Jy kan nie dit in die hemel invat nie. Hy wat sy broer haat, is 'n moordenaar. Jesus sê, nog voor hierdie haat uitgekom het en groter geword het, en jy 'n vloekwoord gesê het, of jy 'n skelwoord gesê het, of jy 'n ding gesê het, of voor jy sneller getrek het. God sien daai gevoel, daai haat wat jy hier in jou hart hou, hierdie onvergewensgesindheid en bitterheid en woede en haat. Hy sê, dit is reeds sonde, jy kan nie daarmee in die hemel ingaan nie, en betyds dit bely en regmaak. Maar kan jy nie sien, Jesus kom na jou toe nie, hy wil jou vergewe, hy wil jou reinig, hy wil jou van alle sonde, wil hy jou skoon was, hy wil jou deur water gebore laat word. Geliefdes, weet jy, wat is die woord vir sonde in die Bybel? Hamartano. Dit is 'n Griekse woord, wat gebruik is wanneer jy skuif skiet. En die ou wat daar aan die ander kant by die skuif staan, as jy die kern, die boel gemis het, dan skree hy, hamartano. Beteken, jy het misgeskiet. Jy het in die regte rigting geskiet, en jy het miskien net langs die kol geskiet, maar dit tel niks. Hamartano beteken ek en jy kan die doel wat God met ons lewe het, mis. Die kern, die bedoeling wat hy met jou lewe het, mis jy. Jy lewe vir jouself. Jy lewe vir die wêreld, jy lewe vir sonde, jy lewe nie vir dit wat God bedoel het jy moet op aarde doen nie. Jy mis die doel met jou kind, met jou huweliksmaat, met jou kollega. Jy mis die doel wat hy het met vriende en familie en ander wat toevallig oor jou pad kom. God het 'n plan, hy wil hê jy moet iets doen. Jy mis dit. Jy mis, jy hamartano. Daarom, Nikodemus, as jy die gebore word deur water en gees, as jy nooit in die hemel kom nie. Wat beteken dit? Ek het water verduidelik. Jy moet skoon gewas word deur Jesus, wat vir jou sonde aan die kruis betaal het. Hy alleen kan sonde wegvat. Maar jy moet ook, dat Jesus in jou hart kom bly. Hy wil jou hart kom vul deur sy Heilige Gees. Hy wil hê jy moet uit die hemelse Vader nuut gebore word. Jy moet 'n nuwe mens in jou hart kom. Jy moet 'n mens wat uit God gebore is, in jou begin lewe. Die Heilige Gees vir jou lewe kom oorneem. Ja, en jou ou natuur gaan nog daar wees en hy gaan heeltyd weerstand bied teen die Gees, maar jy moet 'n keuse maak teen jou ou natuur vir die Heilige Gees se beheer.
Luister net wat staan in Openbaring 3 vers 19 en 20. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Hoor jy hom klop? Wil jy hom innooi? Kom ons bid. Here Jesus, U praat lankal met my. U weet van my onvrede en my onsekerheid en my twyfel en dat ek ook in die nag hier voor U kom staan en sê, Here, wat moet ek doen om hemel toe te gaan? En U sê, maak jou hart oop. Here, hier is my hart, vat alles wat sonde is weg, was my deur U hemelse water en kom vul my deur U Gees. Kom, laat 'n nuwe mens in my wedergebore word, dat ek vir U sal lewe en dat U my sal kom haal as U kind, omdat ek uit U gebore is. Dankie Here Jesus, dat as ek vir U oopmaak, dan kom U in. Dankie dat my hart nou oop is en U ingekom het. Dankie dat U my U kind gemaak het. Dankie vir hierdie sekerheid. Kom gee nou U vrede en U sekerheid in Jesus se naam. Amen.